Ons begin vanoggend met psalms. Gaan 'n paar sondae aan psalms spandeer. Een van die psalms, wanneer ons uit die psalms uitwerk, is dit nogal goed om verskillende vertalings te gebruik. Wanneer 'n mens dit lees, want die 53-33 vertaling is meer 'n direkte vertaling, vir die woorde is baie meer direk. Die 83 vertaling is 'n bietjie meer 'n begripvertaling, en dan natuurlik soos die Bybel vir almal en die Nuwe Lewende vertaling is begripvertalings. So dit vertaal meer die begrip as die direkte woorde. So 2020 is ook weer amper soos die 53 vertaling. So dit is altyd goed wanneer mense na psalms kyk om 'n bietjie die vertalings met mekaar te vergelyk. Eintlik as mens Bybelstudie doen, moet jy die vertaling met mekaar vergelyk. Want almal bring iets anders na vore. Ja, ons het ons nou maar die gewoonte om vir iemand te vra, môre, hoe gaan dit? En dan die antwoord ons nou maar goed, dankie. Maar wat beteken dit om te sê dit gaan goed? En wat bedoel ons met dit gaan goed? En Dawid het 'n bietjie vir ons hier kom 'n antwoord gee om te sê, maar wanneer gaan dit goed? En in die psalms het hy 'n paar sulke verse wat hy, nie net in Psalm 1 nie, maar in die psalms het daar 'n paar keer wat hy sê, dit gaan goed met die mens. Die Engels gebruik die woord blessed. Jy's geblessed. So, jy's 'n gesteende, dit gaan goed met jou wanneer die volgende in plek is. Nou ja, kom ons lees Psalm 1. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van die goddeloses volg nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan, maar wat die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. So is die goddeloses nie. Hulle is soos kaf wat deur die wind uitmekaar gewaai word. Daarom sal goddeloses hulle nie kan handhaaf wanneer die Here oor hulle oordeel nie. En sondaars nie 'n plek hê in vergaderings van regverdiges nie. Waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang. So ja, dit is sommer hy begin sommer met 'n ernstige vermaning. En so sommer met Psalm 1 kry hy die stel reg, die grondslag kry hy reg. Ja, wanneer gaan dit goed? Wat is Dawid se opinie van dit gaan goed? Hy gebruik die Hebreëse woord asher, en dit word met gelukkig of geseënd of dit gaan goed, of in Engels blessed of happy vertaal. So die woord asher is dan dit gaan goed. Nou wat bring geluk? Wat laat vir jou sê dit gaan goed? As iemand vir jou vra, hoe gaan dit? Nee, goed, dankie. Wat is agter dit verskil? En wat laat werklik goed gaan? Wat het ons nodig dat dit regtig met ons moet goed gaan? Is dit finansiëel onafhanklik? Is dit 'n gelukkige gesin? Is dit 'n goeie werk? Dit wanneer jy hard gewerk het en jy kry resultate en jy is baie opgewonde daaroor, wat is dit wanneer dit werklik goed gaan? Nou Dawid begin en hy sê, dit is vers 1, dit gaan goed met die mens, wat nie die raad van die goddeloses volg nie met sondaars omgaan nie, en nie met ligsinniges saamspan nie. Nou, wanneer ons praat oor dit gaan goed, dan is daar twee kante toe, want in die eerste begin Dawid en hy vergelyk met mense, en dan in die tweede deel vers 2 sê hy, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, en dit dag en nag oordink. So Dawid sê, daar is twee kante. As jy sê dit gaan goed,
dan is daar twee kante. Jou verhouding met God en jou verhouding met mense. Ons praat van die horisontale verhouding en die vertikale verhouding. Jou verhouding met God en jou verhouding met mense. So as jy sê dit gaan goed, dan is die eerste ding wat ons mekaar vra, maar hoe lyk jou verhouding met God? As jy sê dit gaan goed, wat is in jou verhouding met God dan prioriteit? Nou ek gaan 'n paar verse gaan ek dan so uithaal soos wat ek hier praat oor dit. En die eerste is, die woord van God moet sentraal wees in jou lewe. As jy wil hê dit moet goed gaan, dan moet jy tyd spandeer met die woord van God. As jy wil werklik vrede hê en werklik gelukkig wil wees, begin dan by jou verhouding met God en die woord van God. En hy sê, geseënd of gelukkig of dit gaan goed met die ene wat in die woord van die Here sy vreugde vind. En dit is 'n bietjie klein verskuiwing. Ons kan sê, ja, ek lees my Bybel, maar ek verstaan dit nie, en dit is my frustrasie, en dit is 'n irritasie, want ek lees die Bybel, maar ek het nie 'n klou wat daar aangaan. Of jy kan sê, ek lees die Bybel, en dit is so lekker, want ek leer goeders, en die Here praat met my, en ek ontdek nuwe goed, en dit is vir my, ek vind my vreugde in die woord van die Here. En dit is 'n klein verskuiwing. As dit goed gaan met jou, dan is dit vir jou lekker om tyd saam met God te spandeer. Dan is dit vir jou iets wat vir jou opgewonde maak. So, die woord van God werk op 3 maniere. Dit is jou vreugde vind in die Here, en dan sê hy ook die volgende is om 'n dag en nag te oordink. Nou, Engels gebruik die woord meditate, of te mediteer of te oordink. Dit is nie maar net om daaraan te dink nie, maar om aktief te dink en om daaroor sin te maak en dat dit bietjie in jou kop maal en dat jy bietjie gaan dink oor wat het ek gelees. Nie maar net lees en nou vergeet jy nie, maar daai stukkie wat jy gelees het, om 'n dag en nag te oordink, om tyd te spandeer, om te verstaan wat wil die Here vir jou sê. En dan 119 vers 1 sê, om te wandel volgens die woord van God. So, as jy wil hê dat moet goed gaan met jou, is daar die woord van God, maar ook 3 eienskappe van dit. Jou hart moet reg wees, jy moet jou vreugde vind in die woord. Jou denke moet reg wees, want jy moet dit dink, dag en nag oor dink, en dan jou dade moet daarvan getuig. Wandel volgens die woord van die Here. En daarom, wanneer my hart en my denke en my dade gevul is met die woord van God, dan gaan dit goed. Want dan is ek ingestel by God. En daarom is dit belangrik dat ons tyd met die woord spandeer. En ja, mense sê, ek verstaan nie die woord nie. Maar as jy nie die woord verstaan nie, kom praat. Kom sê vir my, wat sê hierdie teks? Maar moenie net die Bybel sê, ag ek verstaan dit nie, en sit hom een kant nie. Of kry 'n vertaling wat makliker lees, soos die Bybel vir almal, of die Nuwe Lewende Vertaling, of die Engels is die NIV. Dit lees makliker, en dan sal jy dalk net beter verstaan. Maar moenie moed opgee en sê, ag ek verstaan nie die Bybel nie, sulke groot woorde, verstaan nie wat daar staan nie. Jy moet juist dit vir jou uitdaging maak, om tyd met die woord van God te spandeer. En ja, ek het nou 23 jaar dominee, en ek weet nog steeds nie alles nie. Want onthou, soos wat ek groei, verander my verstaan. Want hoe meer jy met die Here spandeer, hoe meer leer jy hom ken, en 'n versie wat vir jou in die begin van jou verhouding met die Here dalk net 'n versie was, begin nou uitstaan. Ek meen, dis is in 'n huwelik. Julle leer mekaar elke dag nog ken, al is julle 60 jaar getroud. Want julle groei en julle verander, en jy verander in jou mens wees. So die woord van God is belangrik, dit is prioriteit. Spandeer, as jy wil hê dit moet goed gaan, sorg dat jy by God uitkom. Sorg dat jy tyd maak om by God uit te kom deur sy woord. En dan, as ek wil hê dit moet goed gaan, dan moet ek ook weet wie God is. Ek moet nie net die Bybel lees nie, maar ek moet 'n verhouding met God hê. En Psalm, Dawid skryf 'n klomp verse waar hy sê,
As jy wil hê dit moet goed gaan, Psalm 2 vers 12, en dan dit gaan goed met almal wat by die Here skuilings vind. So, jy moet weet by God is jy veilig. In Psalm 84 vers 5 sê self, dit gaan goed met die een wat tuis is in die huis van die Here. Mense praat so baie van, maar hoekom moet ek kerk toe gaan? Is dit nodig om kerk toe te gaan? As jy wil hê dit moet goed gaan met jou, dan moet jy tuis wees in die huis van die Here. En hoekom? Hoekom is dit belangrik om kerk toe te kom? Want dis die gemeenskap van gelowiges. Hier kom ons 'n bietjie as kinders van die Here by mekaar en ons praat met mekaar en ons kan mekaar moet en praat en ons kan vir mekaar bid en ons kan met mekaar gesels en ons leer mekaar ook beter ken. Want ander geleenthede is net hallo en kobaar of dit is werk georiënteerd of iets, maar hier kry ons kans om bietjie by mekaar uit te kom. So daarom moet ons, as jy wil hê dit moet goed gaan met jou, dan moet jy weet dat jy by God veilig is. En dat jy by hom kan skuil. En dat jy tuis gaan wees hier in die huis van die Here. Nog 'n belangrike eienskap van, as jy wil hê dit moet goed gaan, dan moet jy weet dat God vergewe. Ons sien baie keer, hoor ons mense sê, ja, maar God is hierdie kwaai God, en kyk net wanneer ons 'n fout maak om ons te straf, en ons te slaan, en ons lewe vir ons moeilik te maak. Maar, Psalm 32 vers 1 sê, dit gaan goed met die een, wie sy oortredings nie gestraf word nie, en wie sy sondes vergewe word. En al wat dit gebeur is wanneer jy jou hart vir die Here gee, en jy vir die Here sê, Here, ek gee oor, ek wees nie my God, ek wil U volg. Want dan gaan dit met jou goed gaan, want dan gaan jy weet, as jy oortree, dan kan jy na God toe gaan, en jy kan vergifnis vra, en dit word vergewe. En dit is belangrik dat ons moet weet, by God is daar vergifnis. God het sy seun gestuur, sodat wanneer ek droog maak, ek nou om toe kan gaan en sê, Here, ek het droog gemaak, vergewe my. So dit is die tweede, wanneer ons moet weet wie God is. By hom is ons veilig, by hom is daar vergifnis. En dan moet ons weet, as jy wil hê dit moet goed gaan met jou, wat is jou dryfkrag? Wat dryf jou? Wat laat jou opstaan in die oggend? Wat laat jou met moeite bestaan maak? Wat laat jou uitgaan en hard gaan werk? Is dit jou gesin? Is dit om genoeg lewensmiddele te hê? Wat is jou dryfkrag? En dan sê Dawid, as jy wil hê dit moet goed gaan, dan moet jy weet, Psalm 40 vers 5, en ek gaan dit lees, dan moet jy weet dat God jou dryfkrag moet wees. God moet die rede van jou bestaan wees. Hy moet die rede wees om jy opstaan. Psalm 40 vers 5, dit gaan goed met die mens, wat sy vertroue in die Here stel, en hom nie wend tot duister magte, en tot mense wat hulle met skynfore ophou. Die Here my God, U het baie wonderlike dinge gedoen. U dink altyd aan ons. Daar is niemand soos U. Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel. En die Here my bron van lewe is. En dat die Here die dryfkrag agter my bestaan is. Hoekom werk ek hard? Omdat die Here vir my die abilities gee om te kan hardwerk. En die Here vir my die geleenthede gee. So ek staan op in die oggend en wat maak dit vir my sinvol om aan te gaan? En Dawid sê, deur jou vertroue in die Here te stel. Dit moet vir jou sinvol wees. En jou nie wend tot duister magte nie. Mens kan so maklik, wanneer dinge moeilik gaan, dan kan jy alternatiewe probeer en alternatiewe begin soek. Maar vertrou die Here, kom terug na God toe. En jy nie wend tot mense wat hulle met skynfore ophou nie. Moenie dat mense jou dryfkrag wees nie. Laat God jou dryfkrag wees.
dat God jou rede vir lewe kan wees. Die sin van jou bestaan. Psalm 84 vers 5 sê, dit gaan goed met die mens wat weet dat hulle lewenskrag van God afkom. As 'n mens so, partykeer is jy maar lewensmoeg, partykeer is jy gedaan, partykeer is jy op, om dan net te weet, my lewenskrag kom van die Here af, en dit wat Paulus ook sê, wanneer ek swak is ek sterk. Want dit is nie uit my eie krag uit dat ek sterk is, maar ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. So wanneer ek swak is ek sterk. En ek moet weet, as dinge vir jou moeilik raak, en as jy bietjie begin voel, maar jou liggie brand nou flou, dan dink ek by jouself, hoeveel tyd spandeer jy saam met die Here? Hoe dink jou tyd by die Here? En dan Psalm 89 vers 15, dit gaan goed met die mens wat kan jubel tot eer van God en in sy lig lewe. So is jy nog opgewonde oor die Here? Is jy nog opgewonde oor wat God in jou lewe doen? Wanneer laat ek 'n bietjie gaan kyk en 'n bietjie roukol gevat oor alles wat die Here in jou lewe doen? Is jy nog opgewonde oor hom? Sien jy nog raak dat hy vir jou lewe gee? Dat die lewe die moeite werd is, omdat God jou bron is. Hierdie, dat ons in sy lig is, ons het met die mannegroep het ons gepraat oor die oog is die vensters van die siel, en as die oog donker geword het, en die lig donker geword het, hoe donker moet dit nie wees nie. En hierdie lig is, as dit donker binne in jou geword het, gaan dit na die lig toe. En kom net weer by die Here uit, waar die bron van lig is. Gaan dit weer, en gaan staan dit weer by die Here, en sê dit vir die Here, maak my net weer helder. Want ons is baie keer geneig, wanneer ons begin moeg raak, en wanneer dinge begin moeilik raak, dat ons trek weg van God af, in plaas daarvan dat ons na God toe moet beweeg. Ons begin dinge op ons eie uitwerk, en probeer mense kry om te help, so ons begin al hoe meer op ander aspekte te trou, in plaas daarvan dat ons na die Here toe gaan, en vir die Here sê, Here, geef my krag, Here, geef my dag. En dan die vierde een wat David vir ons sê, is oor ons verhouding met God, ons moet weet wie God is. God is jou leermeester. Psalm 94 vers 12. Dit gaan goed met die mens wat deur u opgevoed word, Here, vir wie u onderrig in u woord. Laat jy nog toe dat die Here jou opvoed? Laat jy nog toe dat die Here insprake in jou lewe het? Laat jy nog toe om te sê, Here, wat moet ek hier doen? Here, hoe moet ek hier optree? Here, ek het hier 'n moeilike situasie, hoe moet ek maak? Of selfs, Here, ek het nou 'n wonderlike dag. Hoe kan ek hierdie dag gebruik tot eer van u naam? Maar ons moet God toelaat om ons op te voed en om ons te leer. Want daar is nie 'n beter leermeester as die Heilige Gees nie. Daar is nie 'n beter leermeester wat vir jou die wil van God kan bekend maak as die Heilige Gees nie. En daarom moet ons bid en ons vra, Heilige Gees, leer my hoe. Leer my wat die woord sê. Leer my hoe om dit in my lewe toe te pas. Leer my om in hierdie lewe voluit vir u te lewe. Dit is 'n verhouding met God. Gaan die eerste plek oor die woord. Die woord wat met ons hart praat, met ons denke praat en met ons dade praat. En dan ons verhouding met God, by wie ek veilig is, by wie daar vergifnis is, hy is ons bron van lewe en hy is ons leermeester. Dan gaan dit goed met jou. So, die eerste is, as jy wil hê dit moet goed gaan met jou, hoe lyk jou verhouding met God? Want selfs in die moeilikste tye, wat ons maar suffer en struggle,
is jou verhouding met God die enigste wat jou daardeur trek en daardeur kan bring. Die tweede wat Dawid vir ons in Psalm 1 sê, is jou verhouding met mense. En hierdie vers 1, Psalm 1 vers 1, dit gaan goed met die mens, wie nie die raad van die goddeloses volg nie, nie met sondigs omgaan nie, en met ligsinniges saamspan nie. Wie beïnvloed jou lewe? Watter mense het 'n impak en 'n invloed op jou lewe? As jy bietjie na die Hebreërs gaan kyk, dan is daai eerste ene nie die raad van die goddeloses volg nie. Met ander woorde, dit is 'n aksie. En die tweede een is nie in die kring, nie die pad van die sondaar staan nie. Met ander woorde, jy is teenwoordig saam met hulle. En dan die laaste ene is nie in die kring van die spotters sit nie. So die eerste een is beweeg, die tweede een is staan en die derde een is om te sit. So, die eerste ene wat nie die raad van goddeloses volg nie. Wie se raad volg jy? Wie vra jy vir raad? En die raad van die goddeloses is nie godsgesentreerd nie. En daarom moet ons seker maak dat ons by wie ons raad vat. En as jy by iemand wat nie aan God glo nie raad vat, gaan net eers na God toe en sê, hierdie raad wat ek nou gekry het, is dit reg, wat moet ek daarmee maak? Maar ons moet baie mooi vir onsself gaan sê, en dit wat Dawid vir ons waarsku, oppas, dat jy nie die raad van goddeloses volg nie. As jy wil hê dit met jou goed gaan, maak seker by wie jy raad kry, en by wie jy raad vra. Want onthou, wanneer ons raad kry, dan gaan doen ons dit. Dan voer ons dit uit. En dis ook om die Here vir ons sê, want as jy raad vat, dan word dit 'n aksie. En dan gaan doen ek die raad wat ek gekry het, gaan leef ek uit. Die tweede is nie op die pad van die sondaar staan nie, met ander woorde nie die breë weg volg nie. Saam met wie stap jy die pad? Saam met wie stap jy die lewenspad? Wie is saam met jou deel van jou lewensreis? En dis wat Dawid vir ons sê. Ons weet mos, Jesus het gesê, en bring jou met die semels en die varke vreet op, of 'n mens sal aan sy vriende geken word. Maar saam met wie stap jy die pad? Wie is daar wat soveel inspraak in jou lewe het, dat jy toelaat om in te spreek in jou lewe, om jou lewenspad net nog meer nader aan God te bring? In die kring van die spotters sit nie. Wat doen spotters? Hulle breek af. Hulle maak sleg. Hulle verneder. Hulle verklein neer. Hulle sien nie die lig oor iemand anders skyn nie. Hulle sien nie die positiewe nie. Hulle is besig om iemand af te breek en af te kraak. En dis nie wat ons moet doen nie. Ons moet nie mense afkraak nie. Ons moet ophou. En daarom, as jy in 'n kringetjie kom en daar word gespot, sorg dat jy daar uitbeweeg. Kom eerder in die kring in waar daar opgebou word, waar daar ondersteun word, waar daar vir mekaar tyd gemaak word, waar jy kan voel, maar hier, as ek tussen hierdie mense is, dan word ek opgebou. Want spotters breek jou af, en as jy daar weggaan, dan voel jy slegter oor jouself, en jy voel negatief en neergedruk en alles, maar as jy tussen die mense kom wat jou kan opbou, en vir jou die lewe sinvol kan maak, kies jou vriende reg. Dit is eintlik wat ek wil sê. En dan optree teenoor ander. Die eerste een het weet wie jou lewe beïnvloed, en die tweede ene is, hoe tree ek op teenoor ander? Dit is lekker om iets vir iemand te doen. Dit laat jou goed voel. As jy sien, hierdie persoon het hulp nodig en ek kan help. In Psalm 41 vers 1 sê, dit gaan goed met die mens wat omsien na die hulpeloses. En
Dit is in ons almal se vermoë. Daar is altyd iemand wat hulp nodig het. Jy kom altyd iemand op jou pad wat jou hulp nodig het. En daarom sê die woord, dit gaan goed met jou wanneer jy die hulpeloos is. Ja. En jy moet maar vir die Here vra, wie is die hulpeloos wat hy op jou pad stuur? En hoe moet jy dat help? Toe as jy gelukkig wil wees, moet jy geluk uitdeel. So as wat die Engels sê, to be blessed, you have to be a blessing. As jy geseënd wil wees, moet jy seën uitstraal. En dan maak dit jou gelukkig. Dan, wat maak 'n mens nog meer gelukkig om te sien, iemand was daar, en kyk, die persoon is al daar. En ek kon 'n klein aandeel daarvan gehad het. En hoe meer ons dit doen, hoe meer is ons geseënd. En dan moet ons die regte lewenswyse leef. Psalm 119 vers 1, jy moet onberispelik lewe. En met jou hele hart moet jy die wil van God doen. Met jou hele hart moet jy die wil van God doen. Nie halfpad nie. Nie wanneer dit jou pas nie. In alle omstandighede. En wanneer ons hierdie verstaan, wanneer ons verstaan dat ons verhouding met God is belangrik, en dan ons verhouding met mekaar is belangrik, sodat het met ons goed gaan, dan is ons soos wat Dawid sê, ons is soos 'n boom, wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra, en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Jesus sê vir ons in Johannes 4 vers 14, sê hy, ek sal vir jou die water gee. Die water wat die ewige water, wat jy nooit weer dors sal hê. En ek sal jou 'n fontein maak, met water wat opborrel, wat ewige lewe gee. So waar is jou worteltjies? Van watter stroom trek jy water? Trek jy water van die stroom van Christus? Of waar trek jy water van? Johannes 7 vers 39 sê, hierdie water is die Gees. En elkeen wat tot geloof in hom kom, ontvang die Gees. Water voed 'n boom. 'n Boom kan nie sonder water nie. As die water opraak, gaan die boom vrek. En daarom, as jy wil hê dit moet goed gaan met jou, moet jy sorg dat jou verhouding met die Heilige Gees reg is. Dat jy konstant gevoed word deur die Heilige Gees. En daarom is dit belangrik om tyd te spandeer met die Here. Sal 'n boom wees wat op die regte tyd vrugte sal dra. En dan sê Jesus in Matteus 7 vers 17 sê vir ons, elke boom word nog aan sy vrugte geken. Dit wat jy doen, sê wie jy is. Jy kan nie 'n doringboom wees en appels dra nie. En daarom is dit belangrik dat ons op die regte tyd sal vrugte dra. En wat is die vrug wat ons moet dra? Die vrug van die Gees. Liefde, vreugde, vrede, geduld, lankmoedigheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Dit is die vrug wat ons moet dra. Op die regte tyd. Maar ek kan net die vrug van die Gees dra wanneer ek gewortel is in die Gees. Ek kan nie verwag om die vrug van die Gees te dra as ek nie in die Gees gewortel is. En dan die laaste een waarvan die blare nie verwelk nie. Eerste plek waar mens kan sien waar 'n boom nie gelukkig is nie, is aan sy blare. Blare begin goed te verlep. Dan is ergens iets nie reg. Of te min water, of te veel water, of te min kunsmis, of te veel kunsmis, of daar's goggas, of... Maar die blare sê vir jou, of hierdie boom gesond is, of nie. En so moet ons mekaar dophou. Wanneer ons blaartjies 'n bietjie hang, wanneer jy moeg is, om mekaar te ondersteun, vir mekaar te bid, vir mekaar te motiveer, en daar te wees vir mekaar.
Want as die blare bied beskerming, die blare bied kos, maar dit is ook dit wat uitstraal na die wêreld toe om te sê, ek is gelukkig. So as jou blare nie verdroog nie, dan is jy gelukkig. Openbaring 22 vers 2 sê, die boom van die lewe, sy blare bring genesing, en daarom kan ek en jy, as 'n geseënde, gelukkige persoon, genesing bring, in ander se lewens. Dit gaan goed met 'n mens, wat 'n verhouding met God reg is, en wat 'n verhouding met medemens reg is. En dit gaan goed met jou, want dan is jy soos 'n boom wat in die Heilige Gees gewortel is, en waarvan jy jou energie en jou krag by die Gees kry, sodat jy kan vrug dra, die vrug van die Gees. En sodat jy van die wêreld kan uitstraal, wat dit beteken, om werklik 'n kind van God te wees. En dan sê Dawid hier, hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Dit gaan goed, want God is prioriteit. Ek weet waar ek my anker is. My wortels is in die Gees. Dra die vrug van die Gees. Dit verander my uitkyk op die lewe, dit verander my uitkyk op die wêreld. En dit gaan goed, wanneer ek weet hoe afhanklik ek van God is. So as jy wil hê, dit moet voorspoedig wees in alles wat jy aanpak, dan moet jy jou vriende reg kies. Nie die raad van goddeloses volg nie tussen sondaars staan nie, en dat hulle jou pad vir jou beduie nie, en tussen die spotters sit nie. Maar dat jy jou woord, die woord van God bestudeer, en tyd maak om by God uit te kom. As jy iemand weer vir jou vrou, hoe gaan dit? En jy sê, dit gaan goed, dankie. Dink 'n bietjie aan dit wat ons hier gepraat het. Gaan dit net goed omdat ek gesond is, en omdat ek finansiëel okay is, of gaan dit goed omdat my wortels in God geanker is, en omdat God my vreugde is, en omdat God my blydskap is, en omdat ek tot alles in staat is deur Christus wat my krag gee. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U deur Dawid vir ons duidelik kom sê het wat ons moet doen sodat dit met ons kan goed gaan. Ja, Here, die lewe het sy uitdagings en die lewe is maar besig rondom ons, en ons kan so maklik ons fokus op die gebeure van die wêreld sit, in plaas daarvan dat ons op U gefokus moet wees. Here, ons almal wil hê dit moet goed gaan met ons. Maar dit alles begin by die dien van die Here. En ek bid dat U in hierdie week wat kom, ons almal net daaraan sal herinner dat ons verhouding met U sal moet regmaak, en dat ons moet groei in ons geloof, en dat ons altyd moet seker maak of ons nog ingeplak is, ingewortel is in U. Seën ons, Here, wanneer ons dit wat ons vandag gehoor het in ons lewens gaan uitleef. In Jesus se naam.